Liewe broeders en susters en kinders, ons gaan in die bediening van die woord van die Here verder voort met die reeks waarmee ons verlede jaar begin het wat handel oor die lig vir die wêreld. Nou kom ek sê net in kort weer, dit handel oor die hele lewe van ons Here Jesus Christus. Hierdie reeks gaan opbou tot Paastyd, die opstanding van ons Here Jesus Christus. En ons het werklik gedink dat dit goed sal wees om op sekere aspekte van sy lewe saam met u te fokus. Nou, kom ons lees vanoggend saam uit Lukas 2. Ons gaan lees vers 21 tot 24. En daarmee saam gaan ek ook 'n gedeelte lees uit Galasiërs 4, net om dit wat ons in Lukas lees vir ons baie mooi in perspektief te plaas. Wat ons hier gaan lees, is dat Josef en Maria met hulle kindjie, met Jesus, dat hulle kort na sy geboorte 3 wetshandelinge gaan verrig het in die tempel. En ons gaan kyk na die groot betekenis daarvan. Lukas 2, ons lees vanaf vers 21 tot 24. 8 dae later, toe dit tyd was om die kindjie te besny, het hy die naam Jesus gekry, die naam wat deur die engel genoem is, nog voordat hy in die moederskoot ontvang is. Toe die reinigingstyd soos deur die wet van Moses bepaal vir hulle verby was, het hulle hom na Jerusalem toe gebring om hom tot beskikking van die Here te stel. In die wet van die Here staan immers geskrywe: elke eersteling van die manlike geslag moet vir die Here afgesonder word. Hulle het ook die reinigingsoffer gebring, volgens die voorskrif in die wet van die Here, naamlik 'n paar tortelduwe of 2 jong duwe. En dan uit Galasiërs 4 lees ons die eerste 7 verse. Hierby wil ek nog dit sê, solank 'n erfgenaam nog minderjarig is, verskil sy posisie nie werklik van die van 'n slaaf nie, al behoort die hele erfenis aan hom. Tot die dag wat sy pa bepaal het, staan hy onder toesig van voogde en word sy besittings deur bestuurders beheer. En so is dit ook met ons. Toe ons nog geestelik onmondig was ons slawe van wettiese godsdienstige reëls. Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het aangebreek het, het hy sy seun gestuur. Hy is uit 'n vrou gebore, en van geboorte af was hy aan die wet onderworpe. En hoor nou, om ons wat aan die wet onderworpe was, los te koop, sodat ons as kinders van God aangeneem kan word. En omdat ons sy kinders is, het God die gees van sy seun in ons harte gestuur. En in ons roep hy uit, Abba, dit beteken Vader. Dis nie meer 'n slaaf nie, jy's nou 'n kind van God. En omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak. Nou, liewe broeders en susters en kinders, ek hoop dit het u ook opgeval in die gedeelte uit Lukas wat ons gelees het, dat daar kort na die wet van die Here verwys word. Kyk net 'n bietjie hierna. In vers 22 staan daar, soos deur die wet van Moses bepaal. Vers 23, in die wet van die Here staan immers. Dan kry ons weer vers 24, volgens die voorskrif in die wet van die Here. Dit moes
Dit moet ons opval. Hierdie verwysings na die wet van die Here. Waarom kry ons broeders en susters hierdie herhaaldelike verwysing na die wet? As Moses en Maria na die tempel toe kom om die eerste wetshandelinge met hulle kindjie te verrig. Ek dink dit sê in die heel eerste plek vir ons dat daar by Josef en Maria groot ontzag was vir die wet van die Here. Dat daar by hulle groot agting en respek was vir die wet van die Here en daarom gehoorsaam hulle ook die wet. Maar weet jy, hiermee is ons nog nie, kan 'n mens sê, by die werklike dieptepunt van hierdie gedeelte nie. Galasiërs 4 kan ons sê gee vir ons 'n pragtige perspektief op dit wat ons hier in Lukas lees. Galasiërs 4 vers 4 en 5. Kom ek lees dit net weer. Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het aangebreek het, het hy sy seun gestuur. Hy het 'n vrou gebore en van sy geboorte af was hy aan die wet onderworpe om ons wat aan die wet onderworpe was, los te koop, sodat ons as kinders van God aangeneem kan word. En jy sien, alhoewel ons Here Jesus Christus bokant die wet verhewe was, het hy hom tog vrywillig onder die wet van die Here gestel. Alhoewel hy verhewe was bo die wet, het hom daaronder gestel. Hoekom? Om my en jou los te koop, sodat ons waarlik kinders van die Here kan wees, sodat ons deur die Here aangeneem kon word. Nou, broeders en susters, hierdie vrywillige onderwerping aan die wet, wat ons sien hier by ons Here Jesus Christus, het vir hom ongelooflike vernedering beteken. En daarom wil ons vanoggend saam met u kyk na hoe ons Here Jesus Christus hom verneder het, deur in die heel eerste plek besny te word. Dit was die eerste wetshandeling wat Josef en Maria laat uitvoer het. Ons wil ook gaan kyk hoe hy hom verneder het, deur in die tweede plek aan God voorgestel te word. En dan in die derde plek gaan ons kyk hoe hy hom verneder het deur 'n reinigingsoffer wat daar gebring moes word. Dis hierdie drie sake, die besnydenis, die voorstelling en loskoping en die reinigingsoffer. In die heel eerste plek kyk ons nou na die besnydenis. Nou, u weet, broeders en susters, dat toe God sy verbond ingestel het, hy die besnydenis ingestel het as verbondsteken. Nou, die besnydenis as sodanig was nie iets totaal nuuts vir daardie tyd nie. Mense het dit by baie ander volke ook gekry. Daar het dit gedien as 'n higiëniese middel. Maar by Israel was die besnydenis daardie verbondsteken tussen God en sy volk. As jy besny was jy deel van God se volk. En elkeen wat nie besny was nie, moes uit die volk uitgeroei word. Maar weet jy, broeders en susters, hierdie besnydenis het ook 'n baie diep geestelike betekenis gehad.
Dit beteken dat soos wat jy in die besnydenis 'n stuk vleis wegsny, so moet die sonde in jou en my lewe en in jou en my hart ook weggesny word om as 'n nuwe mens voor God te lewe. Die besnydenis het iets gesê van die mens se haglike toestand voor die Here. Sy sonde, sy skuld, sy onreinheid. Die besnydenis het net weer die behoefte beklemtoon van die mens, die behoefte aan die heling, aan reiniging. En daarom, broeders en susters, het die hele prosedure van die besnydenis elke Israeliet opgeroep tot versoening met God, tot heiliging van sy lewe, tot vernuwing van sy lewe voor die Here. Dit is my altyd so baie mooi dat as die profete oor die besnydenis praat, iemand soos Jeremia sê, besny julle vir die Here en verwyder die onbesnedenheid van julle harte. Om besny te word, broeders en susters, was daarom vir ons Here Jesus Christus 'n grondelose vernedering. Dink net daaraan, van hom wat sonder sonde was. Hy moet besny word. So asof hy onheilig voor God is. Hy moet die besnydenis ondergaan. Asof hy ook in sy hart, diep in sy hart, groot onreinheid omdra. Kan jy jou hierdie vernedering indink? Maar ons Here Jesus ondergaan dit vrywillig. Vrywillig omdat hy ons borg en ons middelaar is. Hy ondergaan dit vrywillig omdat hy ons sondes op hom wil neem. Omdat hy ons sondes syne maak. Om vir ons versoening met God te bewerk. Weet jy, by sy besnydenis vloei daar nog maar net 'n paar druppels bloed. Daar waar hy ons sonde op hom begin neem. Maar later, as hy in die kruis hang, dan vloei die volle stroom van sy bloed om ons met God te versoen. Omdat ons Here Jesus besny is en sy bloed vir ons gestort is. Daarom hoef ek en jy dit nie meer vandag te ondergaan nie. Hoef ons nie meer die vleeslike besnydenis te ondergaan nie. In die plek daarvan het gekom die doop. Die doop as 'n teken en as 'n seël van die afwassing van sondes deur Jesus Christus. Maar weet jy, broeders en susters, elke gedoopte kind van die Here, elke liewe gelowige, moet nog steeds vandag daardie geestelike besnydenis van die hart ondergaan. Elke liewe dag van ons lewe moet ons in berou en bekering voor die Here daardie sondige mors van ons lewe wegsny, uitsny. My boesemsonde, my hoogmoed,
my louheid, my liefdeloosheid. Elke stuk sonde moet weggesny word. Dit moet op Jesus Christus gewerp word, sodat ek vergifnis kan ontvang. Vergewing voor die Here. Maar daar was 'n tweede handeling waardeur ons Here Jesus Christus homself geweldig verneder het. Dit was deur die voorstelling en die loskoping daar by die tempel. Nou, broeders en susters, om dit te verstaan, moet ek vir u 'n oomblik terugneem na Israel se geskiedenis daar in Egipte. U sal onthou met die laaste plaag het daardie verderfsengel al die eersgeborenes uit Egipte met die dood getref. Israel se eersgeborenes is daardie nag gespaar as die bloed van die paaslam aan die deurkusyne gesmeer was. En omdat God die eersgeborenes van Israel gespaar het, daarom het die Here vir hulle gesê, en hy het dit baie uitdruklik vir Moses gesê, hy het gesê, al die eersgeborenes van mens en dier is myne. Behoort nou aan my. En daarom het die Here bepaal dat die eerstelinge van die diere, die eerstelinge van die oes, aan die Here geoffer moes word. Jy ken dit. En die eersgeborenes onder Israel, omdat hulle aan die Here behoort het, hulle moes diens verrig in die tabernakel. Daar waar God voortdurend sy kinders ontmoet het. Toe God later in die plek van die eersgeborenes 'n stam gekies het, vir die stam van Levi, om in die tabernakel diens te doen, het hy 'n baie spesifieke reëling getref oor die eersgeborenes. Elke eersgeborene, ek praat nou van mense, né? Elke eersgeborene moes offisieel na die tempel toe gebring word en aan God voorgestel word. Teen 'n nominale bedrag van 5 sikkel silwer kon hulle dan van God losgekoop word, om nie meer heeltyd daar in die tabernakel en later in die tempel te werk nie. Weet jy, broeders en susters, met hierdie offisiële voorstelling en lossing van die eersgeborenes, dink ek sê God vandag nog vir ons 'n verskriklike belangrike ding. Hy sê in elke liewe verbondsouer, onthou, ek het die reg, die eerste reg op jou kind. Hy of sy behoort in die heel eerste plek aan my, nie aan jou as pa of ma nie. Weet jy, broeders en susters, dis 'n beginsel wat vir ons as ouers soveel kan beteken, ook in die manier waarop ons kinders gaan opvoed. Ons gaan nou deur die res van die jaar, hopelik deur die huisgeloofreeks, baie meer hierby stil staan. En nou dat ons weet wat hierdie voorstelling en lossing beteken, kan ons indink wat dit vir ons Here Jesus Christus moes beteken. In een woord kan ons net sê, dit het vir hom vernedering beteken. Dink daaraan, hy wie se hele lewe volkome aan sy Vader toegewy was. Hy wat in diens
van sy Vader ver bo Levi gestaan het. Hy moet voorgestel en losgekoop word. So asof hy 'n doodgewone eersgeborene was. Wat 'n vernedering vir ons Here Jesus Christus. Maar hier in die tempel ondergaan hy dit vrywillig. Later aan die kruis ondergaan hy al die vernedering en smaad vrywillig. Omdat hy gekom het om ons los te koop uit die sonde. Omdat hy ons skuld op hom geneem het. Vir ons gedra het. Om ons weer met God te versoen. Vir hom die grootste vernedering. Sodat hy my en jou na die Vader kan bring en sê, Vader, hier is u vrygekoopte kind. Hier is u kind vir wie ek gesterf het. Wat ek losgekoop het met my bloed. Vader, hier is u kind wat u aan my gegee het. Maar kom ons kyk in die derde plek, broeders en susters, na die vernedering wat ons Here Jesus deurgemaak het, deur daardie reinigingsoffer wat gebring is. Die wet het bepaal dat as 'n vrou moeder word, as sy geboorte gee, dat sy vir 7 dae onrein was. As sy 'n seun aan 'n seun geboorte gegee het, was hy nog vir 'n verdere 33 dae onrein, en as hy 'n dogter in die wêreld gebring het, nog 66 dae. En na so 'n tydperk moes daar dan 'n reinigingsoffer gebring word. 'n lam as 'n brandoffer en 'n duif as 'n sondoffer. En as jy dalk nie hierdie groot offers kon bekostig soos Josef en Maria nie, dan kon jy maar die armmansoffer bring, die van 2 duwe. Nou broeders en susters, hierdie reinigingsoffer het nie te kenne gegee dat die huwelik of die geboorte van 'n kind sonde voor die Here is nie. Hierdie reinigingsoffer wat gebring moes word, het heeltyd herinner aan die erfsonde waarmee elke kindjie in hierdie wêreld kom. Deur geboorte te gee aan 'n sondaar, was die vrou as onrein gereken. En moes hy dan hierdie reinigingsoffer bring. Weereens, kan jy jou die vernederend indink wat ons Here Jesus Christus hier deurgaan? Alhoewel hy ontvang is van die Heilige Gees, alhoewel hy die een en die groot reine is, hoewel die erfsonde op hom nie oorgedra kon word nie, word sy moeder behandel asof hy haar onrein sou maak. Verskriklike vernedering vir ons Here Jesus Christus as die Seun van God.
Maar weer eens, broeders en susters, dis iets wat hy vrywillig deurgaan. Wat hy vrywillig deurgaan, sodat ek en jy, elke liewe dag van ons lewe, met al ons onreinheid, met al ons gemors, na ons Here Jesus Christus toe kan kom, om dit op hom te werp. Sodat ek en jy ons toevlug tot hom kan neem. En sodat ons uit die mond van die Here kan hoor: al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu. Al was julle purperrooi, julle sal wit word soos wol. Broeders en susters en kinders, ons Here Jesus Christus het hom verneder deur besny te word. En nou is die vraag vir ons lewe: is ek en jy deur die krag van die Heilige Gees nog elke dag besig om die sonde uit ons lewe weg te sny? Ken ons dit nog? Werk ons, is ons daarmee besig elke dag? 'n proses van heiligmaking voor die Here. Ons Here Jesus het hom verneder deur aan die Vader voorgestel te word, deur daardie offer wat vir sy moeder gebring moes word. Leef ek en jy werklik vandag, elke dag van ons lewe, as losgekoopte kinders van die Here, bevry uit daardie verskriklike bande van die sonde? Leef ek en jy werklik losgekoop tot eer van die Here? Is dit waarmee ek en jy besig is? Is dit die doel van ons lewe? Ons Here Jesus het hom verneder deur daardie reinigingsoffer. Werp jy nog elke dag jou eie onreinheid op hom? Weet jy nog wat dit is om met jou sonde na Jesus Christus te vlug, om hom te laai, hy wat daarvoor versoening gedoen het? Weet jy, broeders en susters, dis aan hierdie dinge dat 'n kind van die Here gekenmerk sal word. Want dit sê, jy's 'n nuwe mens in Jesus Christus. Want Christus, broeders en susters, hy het hom tog nie verniet vir jou verneder nie. Het mos nie. Dit was nie verniet nie. Hy het mos nie verniet vir jou en my gaan ly nie. Hy het mos nie verniet vir ons gesterf en opgestaan nie. Daarom roep dit ons op tot 'n lewe naby aan die Here, tot 'n lewe met die Here elke dag. Amen. Ons hemelse Vader, dat U seun gegee het, sodat ons in hom met U versoen kan word, in hom nuwe mense kan wees. Dit gaan ons verstand te bowe. Dat U, o Seun, bereid was om diep verneder te word ter wille van ons. Ja, o Seun,
Dis eintlik vir ons te veel. Dit getuig net van u liefde vir ons, u omgee. Van u begeerte dat ons nuut voor u sal leef. Dat ons as 'n losgekoopte kinder elke dag met u sal lewe. O Heilige Gees, dra dit, hierdie woorde, tot diep in ons harte. Mag ons dit nooit vergeet nie. Dryf ons elke dag in die oop arms van ons Here Jesus Christus. Ons bid dit in sy naam. Amen.